julle, ons gaan aan met Job 15. Elifas wil weet of dit wysheid is om te spreek soos Job, om die godsvrug af te breek met woorde. Toe het Elifas die Temaniet geantwoord en gesê, sal 'n wyse man met winderige wetenskap antwoord gee en sy buik vul met die oostewind, deur te pleit met woorde wat nie baat en met bewering waarmee hy niks uitrig nie? Ja, jy breek die godsvrees af en verstoor die stilte oordenking voor die aangesig van God, want jou ongeregtigheid gee onderrig aan jou mond en jy kies die taal van die lustiges. Jou eie mond veroordeel jou en nie ek nie. Ja, jou eie lippe getuig teen jou. Is jy die eerste as 'n mens gebore en voor die heuwels in die wêreld gebring is? Het jy in die raad van God afgeluister en die wysheid na jou toe getrek? Wat weet jy wat ons nie weet nie? Wat verstaan jy wat ons nie is nie? Ook is daar gryshare, ook bejaardes onder ons, ryker in dae as jou vader. Is die vertroostinge van God vir jou te min en 'n woord met die sagtheid toe te spreek? Is 'n mens dan so regverdig dat hy God mag aanspreek soos Job gedoen het? Vanaf vers 12. Waarom sleep jou hart jou weg en waarom flikker jou oë so dat jy jou toorn rig teen God en sulke woorde uit jou mond laat uitgaan? Wat is die mens dat hy rein sou wees en hy wat uit die vrou gebore is dat hy regverdig sou wees? Kyk, in sy heilige stel hy geen vertroue nie. Ja, die hemele is nie rein in sy oë nie. Hoeveel minder die afskuwelike en ontaarde die mens, wat onreg drink soos water. Ek wil jou inlig, luister na my, en wat ek gesien het, wil ek vertel. Wat die wyse manne verkondig sonder om iets te verberg van hulle vaders af oorgelewer, aan hulle alleen was die land gegee, en geen vreemdeling het nog onder hulle deurgetrek nie. Die goddelose is nie voorspoedig soos Job beweer het nie. Hy is 'n prooi van die verontruste gewete en donker voorgevoelens. Vanaf vers 20. Al sy dae leef die goddelose in angs, ja, al die jare deur wat die tirane bepaal is. Skrikgeluide is in sy ore, in volle vrede oorval die verwoester hom. Hy glo nie dat hy uit die duisternis sal terugkeer nie, en hy is bestemd vir die swaard. Hy dwaal rond en soek brood. Waar is dit? Hy weet dat gereed is op hande, die dag van duisternis. Benoudheid en angs verskrik hom. Dit oorweldig hom soos 'n koning wat gereed staan vir 'n aanval, omdat hy sy hand uitgesteek het teen God en die Almagtige getrotseer het. Hy het hom stormgeloop met 'n uitgerekte nek, met die dikbulte van sy skilde, omdat hy sy gesig met sy vet oordek en 'n vetlaag op sy heupe gevorm het, en verdelgstede bewoon het, hy huise wat nie bewoon moes word nie, wat bestem was om pynhope te bly. Bovendien word die goddelose getref deur allerhande rampe en teleurstellinge, vanaf vers 29. Hy bly nie ryk nie, en sy vermoë hou nie stand nie, en hulle besittinge buig nie soos koringare na die aarde toe nie. Hy ontvlug nie die duisternis nie, die vlam laat sy spruit verdroog, en hy vergaan deur die geblaas van sy mond van God. Laat hom nie vertrou op nietigheid nie, hy kom bedroe uit, want nietigheid sal sy vergelding wees. Voor sy tyd word dit vervul, en sy palmtak bly nie meer groen nie. Hy skud sy onryp druiwe af, soos 'n wingerdstok, en gooi sy bloeisels af, soos 'n olyfboom. Want die bende van die goddelose is onvrugbaar, en vuur verteer die tente van omkopery. Hy is swanger van moeite en baar onheil, en hulle skoot bring bedrog voort. Tot sover. Hoofstuk 16. Job verwerp die veragting, die troos van sy vriende.
Maar Job het geantwoord en gesê, dergelike dinge het ek al baie gehoor. Treurige vertroosters is julle almal. Kom daar nou 'n einde aan die winderige woorde? Of wat prikkel jou dat jy antwoord? Ek sou ook kon spreek soos julle as julle siel in die plek van my siel was. Ek sou woorde aan mekaar kon koppel teen julle en my hoof oor julle skud. Ek sou julle kon versterk met my mond en die troos van my lippe sou versagting bring. Hy beskrywe sy vreeslike toestand. God en mens is teen hom. Vanaf vers 6. As ek sou spreek, my smart word nie versag nie, en as ek ophou, watter verligting bring dit my? Maar nou het hy my uitgeput. U het my hele huishouding verwoes, en u het my gegryp. 'n Getuie het dit teen my geword, en my siekte staan teen my op. Dit getuig openlik teen my. Sy toorn het verskeur en my as vyand behandel. Hy het teen my gekners met sy tande. As my teestander kyk, hy met sy skerp oë aan. Hulle het hul mond teen my oopgespalk. Smaadlik het hulle my op die kakebeen geslaan. Soos een man versamel hulle al teen my. God gee my oor aan slegte mense en werp my in die hande van die goddelose. Ek het rustig gelewe, toe het hy my verbrysel en my aan die nek gegryp en my verpletter, en hy het my vir hom as teiken opgestel. Sy pyle gons om my heen. Hy splits my niere sonder verskoning. Hy werp my gal op die grond uit. Bres op bres breek hy in my. Hy loop my storm soos 'n held. 'n Roukleed het ek oor my vel vasgewerk en my horing in die stof gesteek. My gesig het rooi geword van geween en my ooglede is daar 'n doodskaduwee, alhoewel daar geen gewelddaad in my hande is nie en my gebed rein is. Tog begin Job glo dat God uiteindelik aan hom reg sal laat wedervaar. Hy beroep hom op God teen God. Vanaf vers 18. O aarde, moenie my bloed bedek nie, en laat daar geen rusplek vir my geroep wees nie. Selfs nou, kyk, in die hemel is my getuie, en hy wat saam met my getuig is in die hoogtes. My vriende spot met my, uit my oog drup trane tot God, dat hy kan pleit vir 'n man by God, en as 'n mens se seun vir sy naaste. Maar min jare kom, dan bewandel ek 'n pad waarlangs ek nie terugkeer nie. Tot sover. Hoofstuk 17. My gees is verward, my dae is uitgeblus, die graf wag op my. Waarlike bespottinge is my deel, en op hulle getwis moet my oog rus. Hy beroep hom weer op God teen God, want van sy vriende is niks te wagte nie, en hy is 'n bespotting van almal. Vanaf vers 3. Gee tog 'n pand, staan borg vir my by u. Wie anders sal vir my borgskap verleen, want u het hulle hart gesluit vir verstand, daarom sal u hulle nie laat triomfeer nie. Hy wat vriende aanklaag vir 'n bytaandeel, die oë van sy kinders sal versmag. Maar hy het my 'n spreekwoord vir die mense gemaak, en ek moet iemand wees wat hulle in die gesig spieg. Daarom het my oog dof geword van verdriet, en al my lede is soos 'n skaduwee. Die opregters is daaroor ontstel, en die onskuldige kom teen die goddelose in opstand. Nogtans hou die regverdige vas aan sy weg, en die wat rein van hande is, neem toe in krag. Tevergeefs spreek sy vriende van 'n nuwe gelukstoestand, net die graf is sy deel. Vanaf vers 10. Maar kom maar altyd weer aan, julle almal, 'n wyse vind ek onder julle tog nie.
My dae is verby, my planne tot niet. Die wense van my hart van die nag maak hulle 'n daglig. Sê hulle is naby vanweë die duisternis. As ek hoop op die donkerte, as my huis in die duisternis my bed uitsprei, die grafskuil toeroep, my vader is jy die wurms, my moeder en my suster. Waar is dan my verwagting? Ja, my verwagting, wie ontdek dit? Na die grendels van die doderyk sal dit neerdal wanneer daar tergelykertyd rus is in die stof. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 18. Biliaad verwyd Job in sy geesverwante dat nie hulle Job se vriende dom is nie, maar dat Job homself nutloos verteer in sy hartstog. Toe het Bildad die Seïd geantwoord en gesê: Hoe lank wil julle jaag agter woorde? Word verstandig en daarna sal ons spreek. Waarom word ons as vee gereken? Is ons dom in julle oë? Jy, iemand wat homself verskeer in sy toorn, sal om jou ontwil die aarde verlaat te wees of 'n rots uit sy plek versit word. Job vergis homself, sê Bildad. Die sondaar is nie voorspoedig nie, maar sy pad is vol gevaar en onheil. Vanaf vers 5. Ja, die lig van 'n goddelose gaan dood, en die vlam van sy vuur bly nie flikker nie. Die lig in sy tent word duisternis, en sy lamp bo hom gaan dood. Sy geweldige tree word ingekort, en sy eie plan gooi hom omver, want hy raak in 'n net deur sy eie voete en loop oor die vlegwerk van die vangkuil. 'n Vangnet gryp sy hakskeen, 'n stryk hou hom vas. 'n Tou is vir hom verberg in die grond en die valstrik vir hom op die pad. Die verskrikkinge beangstig hom aan alle kante en jaag hom so ver as hy gaan. Sy onheil het honger en die ondergang staan gereed vir sy val. Die eersgeborene van die dood verteer die lede van sy liggaam. Hy verteer sy lede. Weggeruk word hy uit sy tent, die voorwerp van sy vertroue, en dit laat hom aanstap na die koning van die verskrikkinge. Na sy dood kom die kwaaddoener in die oneer en word vergeet. Vanaf vers 15. Daar woon in sy tent iets wat hom nie toebehoort nie. Swawel word gestrooi oor sy woning. Onder verdroog sy wortels en bo verwelk sy tak. Sy gedagtenis vergaan van die aarde af en hy het geen naam op die wye velde nie. Hulle stoot hom uit die lig in die duisternis en uit die wêreld verjaag hulle hom. Hy het geen kroos of nageslag onder sy volk en niemand wat oorbly in sy wonings nie. Oor sy dag staan die mens van die weste verskrik en siddering gryp die mens van die ooste aan. Sekerlik, so gaan dit met die wonings van die kwaaddoener en so met die plek van hom wat God nie ken nie. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 19. Job verwyd sy vriende dat hulle hom as skuldige bly aanspreek. Maar Job het geantwoord en gesê: Hoe lank sal julle my siel kwel en my met woorde verbrysel? Nou 10 maal al doen julle my smaad aan. Mishandel julle my sonder om julle te skaam. Ek ook werklik my misgaan. Dan bly my fout by my. Dit is nie sy skuld dat hy ly nie, maar God behandel hom onregverdig, sê Job. Vanaf vers 5. As julle heel werklik teen my wil grootmaak en teen my smaadheid wil bewys, weet dan dat God my onregverdig behandel het en met sy net my rondom ingesluit het. As ek roep geweld, dan word ek nie verhoor nie. Ek roep om hulp, maar daar is geen reg nie. Hy het my weg toegemuur, sodat ek nie verby kan nie. En oor my paaie het hy duisternis gesprei. My eer het hy van my afgetrek en die kroon van my hoof weggeneem. Hy werp my aan alle kante omver
en daar gaan ek, en hy het my verwagtinge uitgeruk, soos 'n boom. Ook het hy sy toorn teen my laat ontvlam, en my beskou as een van sy vyande. As een man kom sy skare aan en baan 'n pad vir hulle teen my, en hulle slaan die laar op rondom by my tent. God het hom voor 'n voorwerp van veragting en afskie gemaak vanaf vers 13. My broers het hy ver van my verwyder, en my bekendes het hy vir my heeltemal vreemd geword. My naasbestaandes ontbreek, en my vertroudes het my vergeet. My bywoners en my slavinne beskou my as 'n vreemde. 'n Onbekende het ek geword in hulle oë. Ek roep my slaaf, maar hy antwoord nie. Met my mond moet ek hom smeek. My asem is vir my vrou hinderlik, en my slegte reuk vir die kinders van my moeder se skoot. Selfs jong seuns minag my. Wil ek opstaan, dan spot hulle met my. Al my vertroude vriende het 'n afskie van my, en die wat ek liefgehad het, het hulle teen my gekeer. My gebeente kleef aan my vel en aan my vlees, en ek het slegs met my tandvleis ontsnap. Ontferm julle oor my, o my vriende, want die hand van God het my getref. Waarom vervolg julle my, soos God, en word nie versadig van my vlees nie? Ag, mag my woorde tog maar opgeskrewe, mag hulle maar in 'n boek opgeteken word, met die ystergriffel en lood vir altyd in rots ingekap. Ewenwel is God alleen sy losser teenoor sy onbarmhartige vriende, vanaf vers 25. Maar ek weet, my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan. En nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. Hom wat ek sal aanskou my ten goeie, en my oë, en geen vreemde nie, sal sien nie. My niere versmag van verlange in my binneste. As julle sê, hoe sal ons hom vervolg, aangesien die wortel van die saak in hom gevind is? Vrees dan vir die swaard, want grimmigheid is een van die oortredinge wat die swaard verdien, sodat julle kan weet dat daar 'n oordeel is. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 20. Job se woorde maak Sofar haastig om te antwoord. Toe het Sofar die Namadiet geantwoord en gesê, daarom juis antwoord my gedagtes my, en wel weens my haastigheid in my. 'n Bestraffing wat vir my griewend is, moet ek aanhoor, maar die gees uit my verstand antwoord my. Die voorspoed van die goddelose mens is kort van duur, vanaf vers 4. Weet jy wel dit wat van altyd af was, van dat die mens op die aarde gemaak is, dat die gejubel van die goddelose kort van duur is, en die vreugde van die roekelose net vir 'n oomblik? Al klim sy hoogheid na die hemel toe op, en al raak sy hoof aan die wolke, soos sy eie drek vergaan, hy vir ewig. Die wat hom gesien het, vra, waar is hy? Soos 'n droom vlieg hy weg, sodat 'n mens hom nie meer vind nie, en hy word verjaag soos 'n naggesig. Die oog wat hom gesien het, sien hom nie meer nie, en sy plek aanskou hom nie meer nie. Sy kinders moet die guns soek van armes, en met eie hande moet hy sy vermoë teruggee. Sy gebeente was vol van sy jeugtige krag, maar met hom saam lê dit nou in die stof. Al die geroofde goed sal die goddelose geen genot verskaf nie, vanaf vers 12. Al smaak die kwaad soet in die mond, al verberg hy dit onder sy tong, al spaar hy dit en al wil hy dit nie laat vaar nie, maar dit terughou in sy verhemelte. Tog word sy voedsel in sy ingewande verander, en dit word gal van adders in sy binneste. Rykdom het hy verslind, maar hy moet dit weer uitspieg.
Uit sy buik dryf God dit weg. Die gif van adders suig hy in. Die tong van 'n slang maak hom dood. Hy mag hom nie verlustig in bekke in vloeiende strome van heuning en dikmelk nie, want hy deur die arbeid verkry het, gee hy terug sonder om dit in te sluk. Na die maat van sy ingeruilde rykdom sal hy nie bly wees nie, want hy het die armes verdruk, aan hulle lot oorgelaat. 'n Huis het hy geroof, maar hy sal dit nie opbou nie, want hy het geen rus geken in sy binneste nie. So sal hy dan nie ontsnap met sy kosbare goed nie. Niks het ontkom aan sy vraatsig nie. Daarom is sy voorspoed nie duursaam nie. By die volheid van sy oorvloed sal hy benoud wees. Al die hande van die elendiges oorval hom. Die oordeele van God verskrik hom en hy gaan tot niet. Vanaf vers 23. Om sy buik te vul sal hy teen hom uitstuur 'n toorngloed en hy sal dit op hom laat reën as sy voedsel. Hy sal vlug vir die ysterwapens, 'n koperboog sal hom deurboor. Hy trek daar, kom dit uit sy rug, en die glinsterende swaard gaan uit sy gal. Verskrikking is op hom. Pure duisternis is bewaar vir sy skatte en 'n vuur wat nie deur mense aangeblaas is nie. Verteer hom, dit wy af wat in sy tent oorbly. Die hemel openbaar sy ongeregtigheid en die aarde staan teen hom op. Weggevoer word die opbrengs van sy huis, goed wat wegspoel op die dag van sy toorn. Dit is die deel van die goddelose mense van die kant van God en die erfdeel wat vir hom bestem is deur God. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 21. Job versoek sy vriende om stil te wees as hy spreek oor die verborgenheid wat hom kwel. Maar Job het geantwoord en gesê, luister goed na my rede en laat dit die vertroostinge wees wat julle aanbied. Verdra my dat ek ook kan spreek, nadat ek gespreek het, kan jy spot. Wat my aangaan, geld my geklaag dan 'n mens, of waarom sou ek nie ongeduldig word nie? Kyk my aan en wees verskrik en lê die hand op die mond. Goddelose mense het dit nie swaar soos sy vriende sê nie, maar is voorspoedig. Vanaf vers 6. Ja, as ek daaraan dink, is ek glad versla en verskrikking gryp my vlees aan. Waarom bly die goddelose lewe? Word hulle oud? Ja, neem hulle toe in krag. Hulle nakommelinge bestaan voor hulle in hulle gemeenskap en hulle spruite voor hulle oë. Hulle huise het vrede sonder skrik en die roede van God is op hulle nie. Sy stier bespring en mis nie, sy koei kalf en het geen misdrag nie. Hulle laat hul jong seuns loop soos 'n trop kleinvee en hulle kinders spring rond. Hulle sing by die tamboerijn en sitter en is bly by die klank van die fluit. In voorspoed sluit hulle hul dae en in oomblik sink hulle in die doderyk af. Tog het hulle tot God gesê, bly ver van ons af, en in die kennis van U wee het ons geen behaag nie. Wat is die Almagtige dat ons hom sou dien? En wat baat dit ons dat ons biddend by hom aandring? Kyk, hulle voorspoed is nie in hulle hand nie. Die gesindheid van die goddelose is ver van my. Hoe selde gaan die lamp van die goddelose dood en oorval hulle ondergang hulle. Deel hy smarte uit in sy toorn, word hulle soos strooi voor die wind, of soos kaf wat in die stormwind wegvoer? As sy vriende teewerp dat God onheil opspaar vir die kinders van die goddelose, dan sê Job dat die man sy eie oë sy ongeluk moet aanskou. Vanaf vers 19. Julle sê God spaar sy onheil vir die kinders op. Ek sê,
Hy moes dit aan homself vergeld dat hy kan voel. Sy eie oë moes sy ongeluk sien, en selfs moes hy drink van die grimmigheid van die Almagtige. Want wat gee hy om sy huis na hom as die getal van sy maande afgesny is? Die beginsel van sy vriende is nie in ooreenkomstig met die werklike wêreldbestuur van God nie. Vanaf vers 22. Wil iemand aan God kennis leer, hom wat die hemelse wesens oordeel? Die een sterwe in volkome geluk, heeltemal gerus en tevrede. Sy emmers is vol melk en die murg van sy gebeente word deur en deur bevochtig. Die ander daarin teen sterwe met bitterheid van siel, sonder dat hy van goeie geniet het. Saam lê hulle in die stof en die wurms oordek hulle. Kyk, ek ken julle gedagtes en die slim planne waarmee julle gewelddadig teen my optree. As julle sê, waar is die huis van die tiraan en waar die woontent van die goddelose? Het julle dan nie navraag gedoen by die reisigers nie? Hulle bewyse kan julle tog nie loon nie, dat die kwaaddoeners gespaar word op die dag van ondergang, dat hulle weggelei word op die dag van grimmigheid. Wie gee hom openlik sy gedrag te kenne, en hy gehandel, wie sal hom dit vergeld? Dan word hy na die graf gebring, en hulle sorg vir sy grafheuwel. Sag lê op hom die kluite van die dal, en agter hom trek al die mense aan, soos daar ontelbares voor hom gewees het. Hoe troos julle dan op so 'n nietige manier, en julle antwoord net troubreek bly oor. Tot sover.